Vandag gaan ons kyk na twee van Jesus se boeties se briewe. Jakobus, in Engels is dit James, en dan Judas. Nou ons het gesien in Paulus se briewe, om 'n Christen te wees behels 'n paar dinge. Eerste, jy moet geloof in Jesus hê, en dan sal goeie werke volg, want ons is lief vir Jesus. En dan gaan ons met lydsaamheid hê, gedurende beproewinge en moeilike tye, terwyl ons heiligmaking nastreef. Seker maak ons word al hoe skoner, om eendag voor God te staan met 'n mooi skoon rein hart. En dan terwyl ons deur al die moeilike tye gaan en so, en hou ons vas aan Jesus wat eendag gaan terugkom. Nou weet julle wat se ene maak die meeste Christene struikel tussen hierdie 5, en dit is die moeilike tye. Want baie Christene sal vra, as God 'n God van liefde is, waarom laat hy al hierdie dinge toe? As God lief is vir ons, waarom voorsien hy nie? Dit lyk nie vir my of daar 'n God is nie, want niks werk uit nie. Ek bid, maar God hoor my nie. Kerk toe gaan werk nie, want my lewe raak net erger. Nou hierdie is 'n baie complicated onderwerp. Die rede daarvoor is, elkeen van ons se geestelike journey is nie dieselfde nie. As my finansies nie wil uitwerk nie, en as jou finansies nie wil uitwerk nie, beteken dit nie dit is dieselfde rede nie. Kom ons kyk net na 'n paar voorbeelde, en jy kan self ondersoek doen en kyk wat se ene kan dalk by jou inpas. Kom ons kyk na finansies, want die meeste probleme kan gefiks word deur genoeg finansies, of so dink die mens. Nou wat is die redes waarom ons finansies nie kan uitwerk nie? Die hoofrede is, jy volg nie Bybelse beginsels as dit kom by jou finansies nie. Byvoorbeeld, betaal jy jou tiende, en onthou, die Bybel verduidelik tiendes so saad wat geplant word. Die boer weet nie presies wanneer die plantjie gaan opkom nie. Nou in ons finansies ook, ons weet nie wanneer die opbrengs gaan opkom nie, maar vertrou God, en dan moet jy ook onthou, die boer saai nie net een keer en hou op nie, dit is 'n aanhoudende proses. Nou nog 'n voorbeeld hoekom finansies nie wil uitwerk nie, is nog 'n Bybelse beginsel, is ons mag nie lui wees nie. As ons elke dag slaap tot 10 uur toe, elke dag ure op ons fone spandeer, dan gaan 'n mens se finansies ook nie in plek val nie. Galasiërs 6:7 sê, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. As jy lui saai, gaan jou finansies lui inkom. Nou nog 'n voorbeeld is ons vra vir verkeerde redes. As jy byvoorbeeld vra vir geld om in te kom, want jy wil vir jou 'n kar koop, jy wil vir jou 'n klerekas koop, jy wil vir jou 'n boot koop. Jakobus 4:3, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. En dan die laaste rede wat ek gaan aanspreek, baie keer weet God, as hy vir jou dit gee wat jy vir vra, gaan jy verder van hom af weg beweeg. Jy gaan van hom vergeet. Of dit wat jy voor gaan vra, gaan jou hoogmoedig maak, en dit gaan ook veroorsaak dat jy verder van God af beweeg. Onthou, die Here ken die groot prentjie, vertrou hom, vertrou, waarom sê hy soms nee? Nou kom ons kom terug, as ek het gou weer opsom wat ek hierso probeer sê, is dat elkeen van ons is in 'n geestelike journey, en sê nou maar net, ek sukkel met iets en jy sukkel met dieselfde ding, beteken dit nie die wortel van die probleem is dieselfde nie. Ons moet na die Bybel toe gaan, en ons moet op die Heilige Gees vertrou, om vir ons te wys, waarom wil daai spesifieke area in jou lewe nie uitwerk nie. Hierso het ek nou gepraat van finansies, ek het so 'n paar voorbeelde genoem, waarom werk finansies nie uit nie, en as jy bietjie gaan stil sit en stil raak, en bietjie gaan kyk, waar kom jy tekort, en jy begin aandag aan dit gee, dan sal jou finansies in plek val. Maar gaan bid en vra vir die Here, waarom wil jou verhoudings nie uitwerk nie? Waarom wil jou finansies nie uitwerk nie? Waarom kry jy nie werk nie? So gaan bid en vra vir die Here, en hy sal vir jou dit openbaar. Nou kom ons kom terug na die boek van Jakobus. En die eerste ding wat hy aanspreek is beproewinge. Onthou, ek het nou vir julle gesê dat een van die dinge wat die meeste Christene maak struikel, is moeilike tye. Waarom moet ons deur moeilike tye gaan? En Jakobus spreek dit aan. Elkeen van ons gaan daagliks deur moeilike tye, deur versoekinge, deur verdrukkinge, maar die Bybel leer ons dat dit moet nie ons joy steel nie. Jakobus 1:2. Ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, ons moet dit sien as vreugdevol, maar baie keer verstaan ons nie waarom ons deur hierdie versoekinge gaan nie. Dan leer die Bybel ons bid en vra vir die Here. Jakobus 1:5, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. Sodra mense die geestelike aspek van die oorlog verstaan, is dit so 'n bietjie makliker om deur die vleeslike te gaan. So sê nou maar net, die Here wil vir jou 'n les leer, en jy besef dat jy's nou eintlik in die middel van 'n storm, maar is eintlik 'n les, dan is dit so klein bietjie makliker om daardeur te gaan, as jy op die geestelike fokus.
Nou, versoekinge is deel van elke kind van God se lewens. Ons is of in 'n storm, of 'n storm is op pad, of ons is nou net deur 'n storm, maar dit is deel van 'n kind van God se lewe. Maar hou vasklou aan die belofte wat God vir ons gegee het. Jakobus 1:12. Salig is die man wat versoekinge verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Nou in die Bybel lees ons 5 keer van krone wat uitgedeel gaan word in die hemel. Dit is soos 'n prysuitdeling vir ons goeie werke op aarde. Dink hoe lekker is dit altyd om 'n prys te kry, soos byvoorbeeld by 'n prysuitdeling, om 'n medalje te kry, om 'n wisseltrofee te kry. Nou kom ons hou moed, want eendag gaan ons ook by 'n prysuitdeling wees vir ons lewe op aarde, vir al daai harde werk wat jy ingesit het vir die Here. Nou kom ons kyk na hierdie 5 krone. Die eerste ene is die onverwelklike kroon. Dit staan in 1 Korintiërs 9:25. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. So daai versie praat van dat baie mense neem deel aan kompetisies soos om te hardloop, want hulle weet hulle gaan 'n medalje op die einde kry, maar ons weet aan die einde van ons journey gaan ons ietsie kry wat nie gaan oud word nie, want onthou in die Bybelse tyd het hulle daai Griekse kroontjies gekry wat gemaak het van blare en so. Nou dit het oud geword. Hulle moes dit later weggooi. Nou ons gaan eendag 'n kroon kry wat nie kan vergaan nie. Nou eerste herinner hierdie versie ons dat ons is heiliglik in 'n wedloop. Onthou, 'n wedloop is nooit maklik nie, en ek spot altyd dat die Christense wedloop is nie 'n 100 meter sprint nie, dis 'n endurance reis wat kilometers is, soos 'n landloop met obstacles en alles. Nou die eerste gedeelte van daardie versie vermaan ons om te hardloop, sodat ons die prys kan ontvang op die einde. So moenie moed opgee nie, moenie quit nie. En dan die tweede gedeelte van daardie versie herinner ons aan die tydelikheid van die lewe op aarde. Dis 'n baie kort tyd in vergelyking met ewigheid. Alles om ons is net tydelik en verganklik, maar eendag gaan ons 'n kroon ontvang in die hemel wat onverganklik is. 1 Petrus 1:4 sê, sodat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. So hou net vas, hierdie moeilike lewe is net tydelik. En dan die volgende kroon is the crown of rejoicing, 1 Tessalonisense 2:19, want wie anders as julle is ons hoop op blydskap, of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Onthou die boek van Jakobus fokus baie op moeilike tye, want dit is 'n groot struikelblok vir baie van ons Christene. Maar dan sien ons, daar is 'n kroon van blydskap wat ons eendag gaan ontvang. Ja, ons het nou baie trane op aarde, maar eendag in die hemel gaan dit 'n tydperk wees van rejoicing. Openbaring 21:4 sê, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en 'n geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Maar intussen op aarde moet ons hierdie joy gebruik as ons wapen. Nehemia 8:10 sê, the joy of the Lord is my strength. Sodra jy jou joy op aarde verloor, dan gaan jy jou krag ook verloor. Daarom dan moet ons onthou, Filippense 4:4, verbly jou altyd in die Here. En dan die volgende kroon is die kroon van geregtigheid, 2 Timoteus 4:8. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. So ons ontvang die ewige lewe deur geloof in Jesus. Ons word regverdig deur geloof in Jesus, en dan wag ons geduldig vir die belofte van die ewige lewe. Jesus beloof hy gaan vir ons eendag 'n kroon gee van geregtigheid, 'n kroon gee dat jy in Jesus geglo het en gedoen het wat reg is in Jesus se oë. Dit gaan alles die moeite werd wees aan die einde. Romeine 8:18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word dan nou eendag op die einde wanneer ons saam Jesus gaan regeer nie. En dan die volgende kroon is the crown of glory, 1 Petrus 5:4, en wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Nou eendag wanneer Jesus terugkom, gaan hy in sy volle heerlikheid terugkom. Geen mens gaan wonder wie is Jesus en of hy werklik so magtig en kragtig is nie. Ons gaan dit weet. Jesaja 42:8, ek is die Here, dit is my naam en my eer sal ek aan geen ander gee nie, of ook my lof aan afgode nie. Nou, en hoe wonderlik is dit nie,
dat ons as kinders van God kan deel wees aan hierdie heerlikheid. Ons self gaan in ons nuwe liggame instap, Filippense 3 vers 21, want ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. So ons gaan eendag the crown of glory kry, want ons gaan ook eendag 'n vernuwe liggaam kry, 'n liggaam soos Jesus se liggaam van heerlikheid. En dan die volgende een is dan die kroon van die lewe. Jakobus 1 vers 12. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Nou ons is nou in 'n lewe waar die dood op ons wag, maar Jesus het gekom en die dood kom oorwin. Dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is in elkeen van ons. Daarom gaan ons ook eendag die dood oorwin. Wanneer ons doodgaan in die fisiese, gaan ons net oorstap in 'n lewe van geestelike. Openbaring 2 vers 10. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Wees getrou tot die dood toe en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Jou lewe op aarde is soms baie hard en die idee van dood is soms scary, maar God beloof ons 'n kroon van die lewe. In Johannes 2 vers 25. En dit is die belofte wat hy ons beloof, naamlik die ewige lewe. So daarom dan moet ons streef na 'n reine godsdienst. Ons het nou gesien dat eendag gaan ons krone ontvang in die hemel. So daarom dan kom ons streef na 'n reine godsdienst. Jakobus 1 vers 27, reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is die volgende, om wees en wees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. So bly weg van dit wat die wêreld ons kan bied. Jakobus gee vir ons 'n paar punte wat ons kan gebruik om 'n reine godsdienst na te streef. Hy sê, word daders van die woord. Jakobus 1 vers 22. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Nou hoeveel Christene daar buite gaan sit Sondag in die kerk, hoor wat die pastoor of die dominee preek, maar sodra hulle uitstap is dit asof hulle net weer in die wêreld instap. Hulle het gehoor, maar nie regtig gehoor nie. Jou lewe moet getuig van die vrug van die Gees. Hoor wat sê God en gaan probeer dit. Die opdrag wat die Here gee is nie altyd maklik nie, maar dit is waarom die Heilige Gees daar is. Hy sal jou lei en jou onderrig. Begin doen wat die Bybel ons leer. So die eerste tip wat Jakobus vir ons gee is, word daders van die woord. Dan die volgende een wat hy vir ons gee is, wees lief vir jou naaste. Jakobus 2 vers 8, julle moet julle naaste lief hê soos jouself. Jakobus praat van 'n arm man wat in die kerk inkom en 'n ryk man wat in die kerk inkom. Ons almal weet dat die ryk man gaan gewoonlik die VIP treatment kry en dit is nie wat die Here van ons verwag nie. Wees lief vir almal. Die Here is nie 'n aannemer van persoon nie. Daarom moet ons dan ook nie 'n aannemer van persoon wees nie. En dan die volgende tip wat hy gee is, geloof sonder werke is dood. Jakobus 2 vers 22 sê, sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke. Jakobus gebruik die volgende voorbeeld. Jou liggaam kan nie sonder jou siel nie. Jou geloof kan nie sonder werke nie. Paulus het baie gefokus op geloof en die enigste pad is die enigste pad na regverdigheid. So die enigste manier hoe hy in die hemel kom is om in Jesus te glo. Maar Jakobus vat dan nou, hy kyk dit net van 'n ander punt af. Hy sê dat ons moet werk. En dit is die waarheid wat Paulus sê, dat geloof is die enigste pad na geregtigheid toe. Maar moet nooit vergeet dat as jy opreg in Jesus glo, en glo wat so groot offer hy betaal het op die kruis, dan gaan jy as Christen goeie werke wil doen. Dan bly ons nie net by geloof nie, maar ons gaan oor na goeie werke. Daarom sê Jakobus, geloof sonder werke is dood. Wys my 'n Christen wat nie goeie werke nastreef nie, dan kan jy sommer dadelik weet dat daardie persoon se inkeer tot Jesus was nie opreg nie. Jy kan nie Jesus volg en dieselfde bly nie. As jy lief is vir Jesus en dankbaar is vir Jesus, dan probeer 'n mens alles in jou vermoë om hom te behaag. Nou, en dan sê hy ook nog 'n tip wat hy vir die gemeente gee is, pas op vir jou tong. Jakobus 1 vers 26, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Jakobus 3 vers 5 sê ook, net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op die groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand, dis hoe gevaarlik ons tong is. Maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad vol dodelike gif. So dit is hoe belangrik dit is dat ons tonge onder beheer moet hou. Net soos wat jy
Christene kan raak sien in hulle werke, kan jy Christene ook herken in die woorde wat hulle spreek. Ons as Christene moet besef wat so groot krag is daar in woorde. Woorde is 'n geestelike aspek van ons vleeslike lewe op aarde. Hoe het God die aarde gemaak? Deur woorde. Ons as Christene kan ook uit niks uit iets maak. En wat bedoel ek daarmee? Deur ons woorde. Moet nooit die krag van jou woorde onderskat nie, maar onthou dit kan twee kante toe val. Dit kan jou lewe bou of dit kan jou lewe afbreek. Daar is baie versies in die Bybel wat die krag van ons woorde aanspreek. Kom ons kyk net na so 3 van hulle. Spreuke 10 vers 19 sê, "Too much talk leads to sin. Be sensible and keep your mouth shut." Psalm 141 vers 3 sê, "Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe." Spreuke 18 vers 21, "Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet." So volgende keer as jy jouself vang negatief praat, verander jou woorde. Lewe en dood is in jou woorde en in krag van jou woorde. En onthou, ons is in 'n vleeslike battle. Ons gees is daagliks in oorlog met ons vlees. Alle sonde se wortel is die gemak van die vlees. En die Bybel sê, ons moet ons vlees kruisig. As jy mooi gaan sit en dink, enige sonde in jou lewe, die wortel van daai sonde is jou liggaam, is jou vlees, wat dit gemaklik wil hê. Byvoorbeeld, as jy lui is, hoekom is jy lui? Want jou liggaam is lui, hy wil nie werk nie. So, daarom sê hy hierso, die Bybel sê, ons moet ons vlees kruisig. Nou Jakobus 4 vers 1 praat oor die vlees en hy sê, julle welliste wat in julle lewe stryd voer, julle begeer en julle het nie, so dit is ons liggaam wat maak dat ons nie het nie. Nou wat is sonde? Jakobus 4 vers 17 sê, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hulle is dit sonde. So baie keer as jy wonder, so is dit nou sonde gewees? Hierdie versie antwoord ons, as jy weet dit wat jy doen is verkeerd, dan is jy besig met sonde. So dit sê ook eintlik vir my dat vir elke persoon gaan dit iets anders te wees, want hoe meer tyd jy saam met die Here spandeer, hoe slimmer gaan jy dan word in die gees, dan gaan die Here vir jou en die Heilige Gees vir jou uitwys, dat dit wat jy besig is om te doen, is nie reg nie. Nou kom ons bly weg van ons vleeslike welliste, kom ons bly weg van sonde. Onthou, sonde begin in jou gedagtes. Sodra jy 'n negatiewe gedagte hoor, en jy weet dit is nie God se stem nie, dan weerstaan jy daardie gedagte. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle af wegvlug. En dan sien ons Judas voel op sy hart om die gemeente te waarsku. Ons het nou gekyk, Jakobus het baie gepraat oor 'n paar tips gegee vir ons as Christene, van geloof sonder werke is dood, pas op wat jy praat, so hy het vir die gemeente tips gegee. Nou Judas voel op sy hart om die gemeente te waarsku, daar is goddelose mense onder julle. Dis baie belangrik om nie saam met hierdie goddelose mense te struikel nie. Onthou, mense wat verkeerde dinge doen dit baie keer uit skuldgevoel, en hulle wil nie alleen afgaan ondertoe nie, dan probeer hulle soveel mense as wat hulle kan saam met hulle aftrek. Ken jou Bybel, ken God se stem, sodat jy sulke mense kan raak sien. Judas som dit op as volg, hy sê Judas 1 vers 16, hulle is murmureerders wat oor hulle lot kla, en volgens hulle begeerlikhede wandel, en hulle monde spreek trotse woorde, terwyl hulle mense vlei terwille van voordeel. So bly weg van sulke mense. Judas is baie kwaai en hy herinner die gemeente aan wat gebeur het met die ongelowige mense. Die Israeliete in die woestyn was ongelowig ten opsigte van God se woord. God het vir hulle 'n land wat oorloop van melk en honing beloof, en toe dit tyd was om dit in te neem, het vrees gemaak dat hulle nie God se belofte geglo het nie. Judas 1 vers 5 sê, die Here, nadat hy die volk uit Egipte land gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het. So as gevolg van ongeloof, sy herinner nou die gemeente en sê, as gevolg van ongeloof kan dit maak dat jy nie die belofte ontvang nie. Die engele, hy noem nou so 'n paar voorbeelde, so hy praat eers van die Israeliete in die woestyn wat dit nie gemaak het nie. Nou praat hy van die engele wat in die tyd van Noag afgekom het en kinders verwerk het met die vroue van die mens, was ook nie oorgesien nie. Jakobus 1 vers 6, en die engele wat hulle eie beginsels nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar, en hulle is nou nog in bewaring, 5500 jaar later. So hy probeer eintlik vir ons sê, dat skrik bietjie wakker, daar's mense daar buite wat vals leringe gee. Jy gaan eendag voor God gaan staan, en jy gaan vir jouself moet jy gaan self vir God moet verduidelik vir jou besluite. En onthou, die God wat ons aanbid, laat nie sonde hy sal altyd sonde straf. Byvoorbeeld,
die mense in die Ou Testament het nie in die beloofde land ingegaan nie as gevolg van ongeloof. Die engele in die tyd van Genesis is ook gestraf. 5500 jaar later is hulle nog steeds gebind. En dan praat hy ook van die mense van Sodom en Gomorra, Jakobus 1:7. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel het, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan het. So ons moet nooit vergeet dit wat in die Ou Testament ook gebeur het nie. Daar word altyd in ons tyd gepraat van die God van liefde en ons dink dit is so maklik om in die hemel in te kom, maar onthou, God se God van regverdigheid ook en ons sien dit in die Ou Testament en hier noem Judas 'n paar voorbeelde. Die Israeliete, God het hulle gewaarsku, as hulle nie in hom glo nie, gaan hulle nie die beloofde land kry nie. En ook die engele wat afgekom het en dan kinders gekry het saam met die vroue, is ook gestraf en dan praat hy ook van Sodom en Gomorra, die mense wat net nie wou luister nie. En hierdie mense wat rondbeweeg en die Christene verkeerde dinge leer, is bo op dit ook nog hoogmoedig. Dit is mense wat engele laster, byvoorbeeld as hulle uit hoogmoed die duiwel belaster. Ons moet baie versigtig wees wanneer ons oor die duiwel praat. Judas gebruik 'n voorbeeld. Want ek is besig om vir julle te sê, Judas is baie kwaai. Hy raas eintlik met die gemeente en sê, pas op vir valse leringe, want jy gaan saam met daai persoon val. En hy noem 'n paar voorbeelde waar klomp mense geval het. En dan sê hy, hierdie spesifieke mense het nie eens respek vir hemelse wesens nie. Daarom sê ek hierso, pas op hoe jy praat van die duiwel selfs. Want hy sê, toe Moses doodgegaan het, het Michael en die duiwel oor Moses se bene beklei. En Michael het geen lelike woord na die duiwel toe gegooi nie. Judas 1:9 sê, maar toe Michael, die aartsengel, met die duiwel in 'n woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie. Maar al wat Michael gesê het vir die duiwel is, die Here bestraf jou. Maar hierdie mense, dit is nou die mense wat Judas die gemeentes oor waarsku. Hy sê, hulle belaster alles wat hulle nie ken nie. Kyk byvoorbeeld, baie mense daar buite praat neerhalend van die duiwel maar hierso leer ons, dat ons moet pas op hoe ons selfs van die duiwel praat. Hy is 'n hemelse wese, en God het 'n doel met hom ook. Nou kom ons kyk gou, waarom het die duiwel en Michael oor Moses se bene gestry? Daar is geen duidelike antwoord in die Bybel nie, so alles wat mense op die internet vind is net spekulasies. Dalk oor dat Moses weer moes terugkom in die boek van Openbaring, dalk oor dat Moses vir Jesus moes ontmoet het op die berg van verheerliking, in Matteus, Markus, Lukas en Johannes, maar ons het nie ons aardse liggaam nodig na die dood nie. Ons gaan 'n verheerlikte liggaam ontvang. Wat nogal baie interessant is niemand weet waar is Moses begrawe nie, want God self het vir Moses begrawe. Dit staan in Deuteronomium 34 vers 5. Dalk het die duiwel en Michael gestry oor Moses se siel. Onthou, die geestelike battle is 'n battle vir siele, en Moses self het ook maar in 'n sondige vleeslike liggaam gelewe. Hy self het ook gestruikel net soos ons. Of dalk was Moses se liggaam deurtrek met God se heerlikheid. Dink Moses het by God gesit op die berg en die 10 gebooie ontvang direk vanaf God. Dalk was die fight oor die heerlikheid van God op Moses se bene. Maar soos genoem, daar is geen direkte antwoord in die Bybel nie, behalwe net dat ons kan sien dat daar is 'n oorlog oor die mense in die afterlife. Nou wat gaan met sulke ongelowige mense gebeur wat Judas die gemeentes oor waarsku? Judas gee weer 3 voorbeelde om te wys op wat se pad is sulke mense. Byvoorbeeld Kain, wat sy broer doodgemaak het en op die einde het die Here hom weggestuur vanaf die Here se aangesig. Bileam, wat gestuur was deur Moab se koning om die Israeliete te vervloek, maar op die einde het daar net 'n seën uitgekom. En dan sê hy ook soos Karog in die tyd van Moses, wat teen Moses opgestaan het, want hy het gevoel dat hy is net so goed soos Moses. So hy het so 'n bietjie hoogmoed gehad, maar op die einde het die aarde vir Korag en sy familie ingesluk. Judas waarsku en sê, daar gaan mense wees wat vals leringe praat, en sulke mense, kom ons kyk wat het gebeur met sulke mense in die Ou Testament, en hy praat van Kain, en hy praat van Bileam, en hy praat van Korag. Nou wat gaan met hulle gebeur? Jakobus 1 vers 15 lees ons dat hierdie mense gaan gestraf word en al die goddelose mense onder hulle te straf oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. So ja, daar gaan 'n straf kom.
So Judas se boodskap vir die gelowiges dan, Judas 1:20, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus tot die ewige lewe verwag. Jakobus en Judas se basiese opdrag aan die gemeente is daarom dan, lees jou Bybel, want dit is dan hoe ons geloof ook gaan sterk word en bid elke dag. Dit is hulle albei se boodskap, is lees jou Bybel, bid elke dag, want dan gaan jy hierdie valse leraars makliker kan raak sien. Jakobus 5:16 sê, die vurige gebed van 'n regverdige dra groot krag, so daar praat hy van gebed. Jakobus 1:21 sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, so daar praat hy van die Bybel. Lees jou Bybel en bid elke dag. So eendag wanneer ons in die hemel kom en ons ontvang al die krone wat die Bybel van praat, ons ontvang die prys vir ons werk op aarde, dan gaan ons soos die ouderlinge in Openbaring wees. Ons gaan ons krone voor Jesus se voete gooi en vir hom sê, you are worthy of it all. Ons sal enige tyd en altyd agter Jesus ons koning staan, of daar nou pryse is of nie, want hy is al die moeilike tye werd, hy verdien al die eer.